Ons teks vandag is uit die boek Markus 11 vers 13 tot 14. Hy sien toe op 'n afstand 'n vyeboom met blare aan en gaan daarheen om te kyk of hy nie miskien 'n vy daaraan kry nie. Toe hy daar kom, kry hy niks nie, net blare, want dit was nie vye tyd nie. Hy sê toe vir die boom, van jou sal niemand tot in ewigheid ooit weer vye eet nie. Sy disippels het dit gehoor. Kom ons kyk na die simboliese betekenis wat hierdie gedeelte dra. Eerstens die simboliek van die vyeboom. Die vyeboom verteenwoordig dikwels Israel of godsdienstige leiers. En ons kan sekerlik onsself vandag hierby insluit, wat uiterlik getrou voorkom soos die boom wat blare het, maar nie ware geestelike vrugte het nie. Dit met ander woorde ware geloof, het ware geregtigheid. Die tweede punt is die oordeel oor skynheiligheid. Jesus se daad om die boom te vervloek simboliseer God se oordeel oor diegene wat godsdienstig voorkom, maar nie die vrug van geregtigheid voorbring. Die derde punt is die van geloof en vrugbaarheid. Hierdie gedeelte beklemtoon die belangrikheid van geloof wat lei tot aksie, eerder as die van 'n leë voorkoms. Die vierde punt is die verbinding met die tempelreiniging. Direk na hierdie gebeurtenis maak Jesus die tempel skoon, soos ons lees in Markus 11 vers 15 tot 17, wat die tema van oordeel oor godsdienstige skynheiligheid versterk. Oor die algemeen leer hierdie gedeelte dat God ware geloof begeer wat goeie vrugte voortbring, eerder as blote uiterlike godsdienstigheid. Dit laat ons dan met die vraag oor ons eie godsdienst. Dra ons die vrug van geregtigheid? Lei ons geloof tot dade, of is dit bloë leë verskynings? Op grond van die volgende scenario, hoe sal jy jou eie godsdienst, jou godsdienstvlak beoordeel? 'n boom blootgevul met blare soos die vyeboom waarvan ons lees, of 'n vrugdraende boom? Wanneer jy bewus word van iemand wat regtig sukkel om te oorleef, reageer jy deur te sê ek sal vir jou bid en loop weg, of neem jy aksie wat 'n verskil in daardie persoon se lewe, sy lewensomstandighede sal maak, en bid dan voortdurend vir hulle? Ons moet seker maak dat ons nie net uiterlik getrou voorkom nie, maar dat ons ware geestelike vrugte dra, dat ons ware geloof en geregtigheid beoefen. Ons geloof moet tot aksie lei. Ek wil graag met Jakobus 2 vers 18 afsluit. Maar iemand kan miskien sê, die een het die geloof en die ander het die dade. Goed, wys my dan jou geloof wat sonder dade is. En ek sê jou my geloof wys uit my dade.